Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Jy is nou ingeskakel by Uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings en baie hartlik welkom. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil om te luister na die Here se woord. Dankie dat jy by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Lukas 19 vers 1 tot 10. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die Mens het immers gekom om te soek en te red die wat verlore is. Broeder en suster, Saggeus was 'n tollenaar van beroep, maar ook 'n sondaar volgens die omstanders en 'n afperser volgens sy eie belydenis. Waarom sou hy dan so graag vir Jesus wou sien? Hy het selfs, nadat hy 'n ent vooruit gehardloop het, in 'n boom geklim om dit reg te kry om Jesus te sien. Miskien was hy nuuskierig soos baie ander daar. Hy het waarskynlik nie daarop gereken dat Jesus hom sou raak sien nie. Nog minder dat Jesus hom op sy naam sou roep en die minste van alles, dat die belangrike man daarop sou aandring om saam met hom huis toe te gaan. So verwonderd so Saggeus was, so ontsteld was die omstanders. Ja, daar was nog altyd mense wat Jesus gevolg het, wat baie skepties was oor die geselskap wat Jesus gekies het om in te wees. Hulle het hom dikwels ook gekritiseer. En hulle het hom hier dopgehou en hulle was baie verontwaardig omdat hy hier saam met 'n tollenaar huis toe gaan. Hoe lank sal dit duur voordat hierdie neusoptrekker mense die boodskap van Jesus besef? Vandag ook is daar sulke mense. Hulle dink dat gelowiges sondeloos is en dat gelowiges nie met sondaars moet omgaan nie. Maar die teks van vanmôre sê in vers 10: Die Seun van die Mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. En ek en jy wat kinders van God is, moet die liefde en verlossing van Jesus met alle mense deel. Ons kan nie neusoptrekkers wees, so sommige van hierdie omstanders was wat Jesus dopgehou het nie. Ek en jy moet seker maak dat ons Jesus se boodskap van redding met alle mense deel. Alle mense is sondaars. Daar is nie klein sondaars en groot sondaars nie, maar almal het hulle voor die Here skuldig gemaak. Daarom moet ek en jy Jesus se voorbeeld navolg. En ons moet die verlossingsboodskap met almal deel, sodat mense die verlossing in Jesus Christus deelagtig kan word. Kom ons bid vir 'n goddelose samelewing. Kom ons bid dat die Here ons geestesoë sal oopmaak en ons as sy kinders sal gebruik, sodat ons die koninkryk van God kan bou en dat mense tot bekering kan kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons vanmôre kom toerus het deur U woord. Dat U in ons harte kom werk het, ons kom bemoedig en versterk het, kom seën het en dat U ook vir ons 'n mooi toekoms kom skep het deur U Seun Jesus Christus. Laat ons nie neusoptrekker mense wees nie, Here, maar laat ons uitreik na alle mense van die samelewing. Laat dit vir ons gaan om siele te wen vir Christus, met die goeie nuus van die verlossing in Jesus Christus ons Here.
Wil U ook vandag al ons sonde vir ons vergewe en was ons skoon in die bloed van Jesus. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.